Goeienaand vriende, boere, volksgenote. Net 'n vinnige enetjie vanaand, ek het vandag iets opgetel in die skrif, soos wat ek maar met die Vader praat, en die Vader met my deur sy skrif. En daar was vir my ietsie wat nie vir my altyd so duidelik was nie, want jy sien, die kerke en die dominees en die Christene en die predikante en die leraars, almal aan mekaar oop. Die nuwe gebod wat Jesus in die wêreld ingebring het, en dat ons nie meer die Vader se gebooie hoef te onderhou nie, maar dat ons staan onder die nuwe gebod. Nou, as ons gaan kyk na watter gebod Yeshua verkondig het, dan sal ons sien, dat in die skrif, en ek gaan dit vir u lees uit die skrif uit, Markus 12 vers 29, Yeshua antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, hoor, die Here onze God is 'n enige Here. Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 sê, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Dis hoe dit in die ou verbond staan. Dit staan in Levitikus, kan jy dit gaan lees, jy kan dit in Exodus gaan lees, jy kan dit in Deuteronomium gaan lees. Dit staan daar neergeskryf, en dit is die gebooie, of die gebod, die groot gebod, wat Moses by die Vader ontvang het op die berg. En is dieselfde gebod, wat Abraham gehoorsaam was, nog voordat Moses die kliptafels met die gebooie ontvang het op die berg. Deuteronomium 6 vers 4, dit staan so opgeteken, hoor Israel hoor, die Here, onze God, is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele krag. Deuteronomium 5 vers 7, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak. Hier staan gelykenis, dis hierdie beeldjies, hierdie kruisies, hierdie afgodbeeldjies, hierdie prentjies en al die beeldjies wat so in die huis hang, van wat bo in die hemel is of op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God. Ek is 'n grimmige God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, dit moet uitelik wees in onbruik laat, nie ongestraf laat by nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Almagtige jou God jou beveel het. Die heel eerste gebod wat Yeshua in Markus 12 vers 29 kom leer het hulle hom gevra, hulle het hom gaan versoek, die skrifgeleerdes. Hulle weet presies wat die groot gebod is, maar hulle het hom gaan versoek, hulle het hom gaan toets, weer eens, en toe antwoord hulle, so as jy die eerste van al die gebooie is, hoor Israel hoor, die Here onze God is 'n enige Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou hele krag, dit is die eerste gebod. Hierdie staan in Markus 12 vers 29. Dan het ek vir u gelees, dit staan in Deuteronomium 6 vers 4, presies dieselfde geskryf, uit niks anders ter kom sê, as wat in Deuteronomium reeds geskryf staan in die ou verbond nie. Ek het vir u gelees presies wat staan in die ou verbond. Hierdie gebooie, hierdie eerste 6 gebooie, of 4 gebooie, wat Moses ontvang het, van die gesnede beelde wat jy nie mag hê nie, en die Sabbat wat jy moet heilig, en Vader se naam wat jy nie mag vergeet nie, dit is die eerste gebod, dit is 'n samevatting van die eerste gebod, waarna Yeshua hier gewys het, om die Almagtige lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele krag. Deuteronomium 5 vers 7 is saamgevat in Markus 12 vers 29, dis net een van die plekke, ek gaan nie vir julle alles lees nie. Die tweede gebod, soos dit opgeteken staan, wat Yeshua vir hulle gesê het, en die tweede hier aangelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoe staan dit opgeteken in die ou verbond? Deuteronomium 15 vers 16, hier kom die liefde teenoor jou naaste word hier beskryf. Hoe jy jou liefde moet naas hê. Die eerste is, jy moet die Vader lief hê met alles, en dan beskryf die eerste 4 gebooie hoe jy die Vader moet lief hê. Die tweede gebod wat hier aan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, in Deuteronomium 5 vers 16, die beskryf dan vir ons, hoe ons naaste moet lief hê, en hy sê, eer jou vader en jou moeder, soos die Almagtige jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Vers 17, jy mag nie doodslaan nie, vers 18, jy mag nie egbreek nie, vers 19, jy mag nie steel nie, vers 20, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie, vers 21, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis anker nie.
na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Dis naaste liefde. Daar is geen groter gebod as die nie, sê Yeshua, ons verlosser. Dit wel, dis sy eie woorde. Jy moet die Almagtige lief hê met alles, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen groter gebod as hierdie nie. Johannes 12 vers 49, want ek het nie uit my eie gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet preek. Daar skryf Yeshua dit self. Die gebod wat hy gegee het in Markus en Matteus en Lukas, kom weer terug na Johannes 12 vers 49 toe. Die Vader het hom die gebod gegee om te kom spreek. Die gebod staan al 4000 jaar lang op daai stadium. Johannes 12 vers 50 sê, en ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Iemand gaan lees, jy kan aantekening maak, dan moet jy gaan lees, dan gaan jy sien die misleiding waardeur die volk mislei word, wat sê, Yeshua het 'n nuwe gebod gebring, en ons glad nie meer in die Vader se gebooie te glo nie. Ons moet net in Yeshua se gebod glo, en dit is, jy moet jou naaste lief hê. Johannes 13 vers 34, hier kom die enetjie waarmee almal kleitrap, en ek het hom vir 54 jaar nie verstaan nie. Die Vader het hierdie dag my oë oopgemaak dat ek hierdie versie verstaan, en dis hoekom ek dit vanaand vir u bekend maak, en hoekom ek dit vir u lees, en hoekom ek dit vir u leer. En as jy hierdie versie verstaan, gaan jy die Bybel baie makliker verstaan, en dan gaan jy die gebooie makliker verstaan, en jy gaan die eerste en die tweede gebod makliker verstaan. Ons moet altyd gaan kyk eers, met wie het Yeshua gepraat? Het hy met sy disippels gepraat? Of het hy met die skare gepraat? Of het hy met die fariseërs en die skrifgeleerdes gepraat, wat hom versoek het? Want vir elkeen het hy mos 'n antwoord gehad, op sy eie manier. Nou, Johannes 13 vers 34, was na die laaste maaltyd, saam met sy disippels. En toe spreek hy tot sy disippels. Hy het nie tot die wêreld gespreek nie, en hy het nie tot u en ek gespreek nie. Jy kan my Johannes 13 vers 34 gaan lees, dan gaan jy agterkom, ons word mislei met hierdie versie, om Vader se gebooie te verontagsaam. Johannes 13 vers 34 sê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, die disippels, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hier is die nuwe gebod, wat hy gebring het. 'n Ekstra gebod, bo en behalwe die gebooie wat hy so pas vir hulle gegee het. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, my disippels, en julle moet eensgesind onder mekaar wees as jy bietjie verder gaan. Dit is wat Yeshua met hierdie versie bedoel het. Hy het nie tot die wêreld gespreek. Hy het nie tot die fariseërs gespreek nie, en hy het ook nie tot die skrifgeleerdes gespreek nie. Hier het hy net met sy disippels gepraat, wat saam met hom aan die tafel gesit. Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Nou, sy gebod kom weer in Johannes 15 vers 12 voor. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Praat hy weer met sy disippels. Matteus 15 vers 3. Maar hy antwoord en hy sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van die Almagtige, terwille van julle oorlewering? Kyk, ons hou ons vas aan alles wat ons geleer het by die ou mense, en hulle het weer by die ou mense geleer, en die ou mense het by ou mense geleer, wat by ou mense geleer het, wat ou mense was. En so het ons al die goed saamgesleep, en ons het Vader se gebooie begin verwerp, en ons het begin doen, in gevolg, dit wat aan ons oorgelewer is, deur ons voorskate. Dit is baie hartseer, maar is ongelukkig soos dit is. Markus 7 vers 8. Want terwyl julle die gebod van die Vader nalat, hou julle aan die oorleweringe van die mense vas. Kersfees, Haasfees, Nuwe Jaar. Gaan kyk maar, kom nergens in die skrif voor nie. Dis oorleweringe wat oor die eeue heen aan ons oorgedra is en waarin ons hou vas. Maar ons verwerp die gebooie van die Almagtige, omdat ons daai versie in Johannes 13 nie verstaan nie. Hy sê, die wassery van kanne en die wassery van bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard, dit doen julle baie. Ons het altyd ietsie om by te voeg van oorlewering. Jy mag nie gaan eet voor jy nie jou hande gewas het. Dit is goedjies wat ons so geleer het met die tyd, maar dit is nie 'n gebod van die Vader nie. Maar ons hou liewer hier aan vas voor ons nie gebooie van die Almagtige vashou. Markus 7 vers 9 sê, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van die Almagtige op sy te sit en so julle oorleweringe te onderhou. Hy sê, hy spreek aan mekaar met die fariseërs, die skrifgeleerdes, die wat hom gedurig kom versoek, of hom vra nou, wat is die groot gebod, en watter gebod is die belangrikste, en.
en wat sy disippels aanvat oor hulle met ongewaste hande was, dis met hulle wat hy hier praat. Hier antwoord hy hulle. Hy sê, julle hou vas aan die oorlewering van die mense, maar julle verwerp die gebod van die Almagtige. Dit gaan vandag in ons land nog so, en dit gaan vandag in ons kerke nog so. En daaroor hou ons vandag nog Kersfees en Paasfees en Nuwejaar. Wat 'n katolieke, heidense fees is, wat hulle afgode die songod dien. Markus 12 vers 28. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle kom so by mekaar. Hulle hoor redetwis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy hom weer, wat is die eerste gebod van almal? Jy sien, hy antwoord hulle oorduidelik. Hy antwoord hulle. En dan kom maar weer een by, en dan kom hulle weer terug. Hulle wil weet, hulle wil hom versoek, hulle lok hom uit. En kyk of hy nie homself weer spreek iewers op 'n kol oor hierdie gebod van die Almagtige nie. En hy het dit nie een keer gedoen nie. Hy sê, die gebod van my Vader is die ewige lewe. Jy moet dit weer gaan lees, ek hoop jy het notas gemaak. En Paulus sê, ek meen ons in die kerke en die leraars verdraai tog te graag Paulus se versies en dan mislei dit die gemeentes en die volk daarmee. Romeine 7 vers 12 sê, dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Paulus se woorde. Romeine 13 vers 9. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woorde saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Paulus, kom het weer. Efesiërs 6 vers 2. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Jy sien, die eerste 4 gebooie is hoe om vader lief te hê. Die laaste 6 gebooie is hoe om jou naaste lief te hê, maar hy begin met eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sê Paulus, sodat die jou dae verleng mag word, sodat die Vader jou kan seën. Daar kom die eerste gebod met 'n belofte, volgens Paulus. 1 Timoteus 1 vers 5. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Ja, so het die skrifgeleerdes en die Fariseërs het hy Hippokrate geveinsdes genoem. So met ander woorde, jy moet dit met 'n ongeveinsde hart, moet jy dit onderhou en lief hê. En met 'n rein hart. Hoe kan ons die Vader lief hê met 'n rein hart, terwyl ons die onrein afgode dien op hulle feesdae, en dan sê, ek het die Here my God lief met my hele hart en my hele verstand. Dis nie moontlik nie, want jy kan nie Vader lief hê met 'n rein hart, en 'n skoon gewete, en 'n ongeveinsde geloof, terwyl jy die afgode dien, en elke Sondag in die afgodse kerk sit nie. Dis nie moontlik nie. 1 Johannes 2 vers 7. Ja, kom ons gaan 1 Timoteus 6 vers 14. Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Messias. Jy moet die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, oppas, beskerm, tot by die verskyning van ons Messias. 1 Johannes 2 vers 7. Broeder, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is deur die woord wat julle van die begin af gehoor het. Niks het niet geraak, en niks is kom vernietig, en niks is kom verander nie. Yeshua het vir sy disippels 'n ekstra gebod gegee, en daar wil sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Matteus 5 vers 19. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die Almagtige. Hierdie versie gebruik die Christene, die kerke, die dominees, die priesters en die predikante wat sê, dis onmoontlik om die wet te hou. Hierdie versie, Matteus 5 vers 19 sê, as jy een van die minste van hierdie gebooie gebreek het, dan gaan jy hel toe. Dis hoekom daar nie meer 'n wet is nie, en hoekom ons nie meer onder die wet is nie. Maar weer eens, Matteus 5 vers 19, het Yeshua met sy disippels gepraat, met die leraars, die priesters, die profete, wat die volk moes leer, en hy het hulle gewaarsku. Hy sê, elkeen wat een van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, hy sal die minste genoem word in die koninkryk van die Almagtige, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die Almagtige. Jy sien, ons moet gaan kyk met wie hy gepraat. En hoekom het hy sekere dinge gesê? Hy het nie sekere dinge aan sy disippels gesê, in hulle privaat gesprek, en dan aanvaar ons in die kerk en die dominees en die leraars,
dat hy dit in die wêreld uitgeblaker en gesê, elkeen van julle wat een gebod oortree gaan hel toe. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy het gewaarsku om die gebooie nie te verbreek en die mense te leer om dit ook te doen nie. Presies wat daar staan. Niks anders dan nie. Ek kan die versie weer gaan lees tot jy hom verstaan. Gaan kyk wat doen ons kerke en ons priesters en ons profete en ons leraars vandag. Presies dit waarteen ons gewaarsku is, of waarteen die disippels gewaarsku is in daai vers. Hulle ontheilig die Sabbat, hulle ontheilig sy naam, hulle ontheilig sy feeste, hulle maak ons die afgodfeeste hou, hulle maak ons Kersfees hou, hulle maak ons Haasfees hou en hulle maak ons nuwe jaar hou. Gaan kyk, gaan lees weer daai versie noukeurig deur en probeer dit verstaan. Matteus 15 vers 9, maar te vergeefs vereer hulle my deur die leringe te leer wat gebooie van mense is. Jy sien die fariseërs en die skrifgeleerdes. Nou verwys hy na hulle. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Want hulle dra hulle oorlewering en hulle oorerwing en hulle ou storieetjies van die ou mense leer hulle aan die volk in plaas van om die gebod van die Almagtige aan die volk te leer. En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Dis toe die ryk jongman aan hom toe kom hardloop en vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Matteus 19 vers 17. En hy sê vir hom, waaroor noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik die Almagtige. Maar as jy die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hierdie is in geen onduidelike taal deur Yeshua vir die jongman gesê, wat die pad gesoek het na die deur van die Almagtige se koninkryk. En daar sê hy presies, in geen onduidelike taal, as jy die lewe wil ingaan, dan moet jy Vader se gebooie onderhou. Matteus 22 vers 40, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En daar, ek het dit vir u probeer verduidelik, in boere Afrikaans, dat hierdie twee gebooie vat Vader se gebooie net in twee makliker gebooie saam. Die twee gebooie is waaraan die wet en die profete hang. Maar dit is in die ou verbond vir ons verduidelik van hoe om hierdie twee gebooie te hou. 4 van die eerste 10 gebooie is om die Vader lief te hê met alles. Die laaste 6 is om jou naaste lief te hê soos jouself. Dis al. Die nuwe gebod wat Yeshua gebring het, het hy gebring vir sy disippels. En het vir sy disippels gesê, julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Dis al. Hy het niks anders ter kom preek. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom. En hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. Die gees van gehoorsaamheid, die gees van die wet en die gees van die waarheid. Dis sy gees wat hy gelos het vir sy disippels. Geen ander gees nie. Johannes 5 vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van die Almagtige lief het, wanneer ons hom lief het en sy gebooie bewaar. Jy sien, jy kan nie sê jy het jou naaste lief en jy verwerp die gebooie van die Vader en dan lieg jy. Soos wat hy elke dag vir ons gelief word. 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot die Almagtige dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie te swaar nie. Een wat vir jou sê die gebooie van die Almagtige is te swaar om te hou, is die Satan, niemand anders nie. Want hy wil jou mislei en jou laat sleg voel en jou verneder, sodat jy glo dat jy dit nie kan doen nie. Gaan lees die gebooie weer, en dan sê jy vir jouself, vra jy vir jouself, watter een is die moeilikste, wat jy nie kan hou nie, watter een is vir jy onmoontlik om te hou? Steel, egbreek, diefstal, gaan kyk 'n bietjie afgod dien, ek weet nie, jy moet dit met jouself uitsorteer. Openbaring 12 vers 17, die draak was vertoorn op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van die Almagtige bewaar en die getuienis van ons Messias. Die draak kom nie oorlog voer teen die ongehoorsaames nie, want hulle voer saam met hom oorlog teen die wat die gebooie van die Almagtige onderhou. U kan net aan twee kante staan. U staan of saam met die draak, wat ongehoorsaam is aan die gebooie van die Almagtige, en u kom maak oorlog teen die wat die gebooie onderhou en gehoorsaam is, of u staan in die gebooie en die gehoorsaamheid ten opsigte van die Vader, en die draak en die ongelowiges kom maak teen u en ek oorlog, om ons uit te moord. Vader skryf dit. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van die Almagtige en die geloof in ons Messias bewaar. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte
van die staat. Amen.